Looking for the playlist. What kind of playlist? Road trip. I've got the best playlist. Copy anyone? How about something nice? You'll tell you all about the opening track. Ah, found it. If I just saw my face, I need you off me. I'd say for me. And so, I never just like you to say what's on with you. Say no. I know if I just be right. It's just you. Oh, your love is just yours. Oh,
Hi, what's up to? I just
Yaran ay sinuwaki. Jesus. Step your neighbor, yaran sa nyo ipernasi. Luwag dinapa ni yaran.
Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ay taat di batong amro. Ay taat di wakat ay tao. Bagay siya. Jesus. Uyara. Uyara. Medon. Jesus. Ons gee die Here so die blikke prys. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ons loof sy naam. Crazy blood on the sand. Hallelujah. It hasty smooth my child. For the
Jesus. Do you need quality office furniture that doesn't break your budget? Most people Jesus, think ons eer U they have vandag. to Dankie, Here.
Sa ipamaraki. Amen. Praise mo ng Padiyara. As die man soos die Here is. Hy is heilig, hy is almagtig. Hy is getrou van geslag tot geslag. Dat iemand is wat vanmiddag voel dat hy is eensaam. Die Bybel sê hy is the friend that sticketh closer than any brother. As jy voel jy is weggegooi en jy voel jy is verlate, weet vanmiddag, die Here is bewus van jou, die Here ken jou, elke haar op jou hoof, en die Here self getel. Nou prys die mooi naam van die Here, vanmiddag groet ek die kindertjies van die Here, elke pastoor wat hier saam met ons is vanmiddag, Pastor Petty Ken, spesifiek prys die mooi naam van die Here, die huismense, Sister Pinky, amen, die straat die onder voor hier, Sycamore, Winkelak, Heroldstraat, Vredestraat, amen, Wesley straat daaronder is gegroet in die onveranderlike naam van ons Here Jesus Christus vanmiddag. Amen. Ek is dankbaar en ek is bly vanmiddag vir die Here, vir die redding van my kosbare siel. Ek sou dit nie gemaak het as dit nie vir die Here gewees het vanmiddag nie. So ek staan nie hier vanmiddag ek nie eie krag uit nie. Ek staan nie hier nie eie sterkte uit nie. Ek staan nie eie einsig nie. Amen. As het van my afgehang het, prys die mooi naam van die Here dat ek Samuel in 'n tafel gesit, besig om lekker dronk te word. Of Samuel in 'n huis waar daar lonnie is en ek is besig om my sinneloos te rook vanmiddag. Amen. Nou vanmiddag het ek nie gekom om niemand te kom oordeel nie. Amen. Oordeel kom my vanmiddag om dit my nie toe nie. So weet jy daar by die sit, wees rustig. Jullie is nie loudspeakers opgesit om jou te kom oordeel nie. Die Bybel sê in die boek van Johannes 3 vers 16, hy sê, van so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie
verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Prys die mooi naam van die Here. Maar dan gaan die Bybel verder in vers 17 sê, en die Here Jesus het nie gekom om mense te condemn nie, maar het gekom sodat mense gered kan word deur hom. Prys die mooi naam van die Here. So die Here se plan met jou lewe vanmiddag is dat jy moet gered word, is dat jy moet jou bekeer veragtig tot die Here toe, en dat die Here jou kan verlos, en die greep in die hand en die hou vas van die duiwel vanmiddag. Amen. Daar is werke van boosheid, wat by elke mens te verskynlik kom. Halleluja, en die Here Jesus het vanmiddag gekom, om die werke te kom verbreek. Dit is die werke, wat jou weghou van jou skepper af. Dit is die werke, wat jou weghou van jou mager af. Dit is die werke, wat jou weghou, halleluja, van die lig van God af. Die Bybel sê, omdat die mense nie meer na die lig toe kom nie, is omdat hulle werke duister is. Halleluja, hulle is bang as hulle na die lig toe gaan kom, dan gaan die lig die werke openbaar. Nou omdat jy in duisternis gebore is, jy is gebore vanmiddag in 'n wêreld van sonde, toe jou oog oopmaak en jou eerste heil gee, toe is jy al reeds van met so baie sonde, en jy is so klein en jy was nie bewus van dit nie. En jy het groot geraak in hierdie sonde, jy begin 'n deel word van jou lewe, en van jou karakter, en van jou eienskappe, en jou persoonlikheid. En die sonde saam met jou geloop, tot en met vandag toe, en die sonde is as gevolg van die duiwel, wat die mens in die tyd van Eden gemisleid het, en om seker te maak dat die mens afgesny word, permanent van God af, sodat hy met die mens nie meer deel kan hê aan die grote lig van hierdie wêreld nie, namelijk die Skepper, namelijk ons Vader, namelijk die Alpha en die Omega, halleluja, die koning bo alle konings, en die God bo alle gode. Nou vanmiddag, my naam is Evangelist Christopher Daniels. Ek dien onder die leidingskap van Pastor Margaret Boysen by Maranatha Pinkster Gemeentes in Clarksville, Alabama. Onze bediening is geleer daar bo by ou 62 of die hoek van Mimosa en Everest Straat. Ek is bevoorrecht vanmiddag, halleluja, om saam met u hieronder te kan opstaan, om die woord van die Here saam met u te kom deel. Ek weet dat baie mense, hy loop die kerk nie, because hy sê het nie kerk nie. En ander mense voel, as gevolg van wat ander mense gedoen het, dat kerk loop, van hulle moet die kerk toe gaan nie. Maar ek het nie vir jou vanmiddag, dit is jou eie saak, as jy verloren gaan. Jy gaan nie daarvoor met die oordeelsdag kan staan, en vir die Here sê, dit is as gevolg van die wat kerk geloop het, en hulle die dinge reg gedoen nie, maar as gevolg van jou eie saak, gaan jy verloren gaan, because jy het die keuse, en jou keuse kan jou lewe vanmiddag radikaal verander, dit kan dit impliseer, dit kan dit 'n ander rigting laat inslaan, dit is die keuse wat jy het, dit is jou grootste krag, dit is jou wil vanmiddag, en die wil wat jy het, as die Here baie, hy stel baie belang daar, en die wil van jou vanmiddag, because saam met jou wil, en die wil van die Here, van jou lewe baie beter is. Amen. Nou as jy jou Bybel het, of as jy jou cellfoon het, of as jy jou laptop het, of jou computer het, halleluja, kan jy saam met my lees vanmiddag in die boek van Lukas, prys die mooi naam van die Here, Lukas 6, ons gaan lees vanaf vers 6. Amen. Dit lees as volg. Die opskrif sê genesing van 'n man met 'n verdorde hand. En op 'n ander Sabbat het hy in die sinagoge gegaan en geleer. En daar was 'n man en sy regterhand was uitgedrog. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het hom in die oog gehou of hy op die Sabbat gesond maak, sodat hulle 'n aanklag teen hom kon vind. Maar hy het hulle gedagtes geken en vir die man met die verdorde hand gesê, staan op hier in hulle midde. En hy het opgestaan. Toe sê Jesus vir hulle, ek sal aan julle 'n vraag stel. Wat is geoorloof op die Sabbat? Om goed te doen of kwaad te doen? Om 'n lewe te red of om te bring? En nadat hy almal rondom aan gekyk
aangekyk het, sê hy vir die man, steek jou hand uit. En hy het dit gedoen, en sy hand is herstel, gesond soos 'n ander een, gesond soos die ander een. En hulle is met insinnigheid vervul, en het mekaar gepraat, wat hulle aan Jesus sou doen. Die Here seën sy geleesde woord, en die kort prediking daarvan. Kom ons gee die Here so lieflike prys vir sy woord. Die Bybel is vanmiddag baie spesifiek, dat oral waar die Here Jesus beweeg het, sy plan was net om goed te doen. Die Here Jesus het nooit in sy gedagte gehad om met enige mens leed aan te doen nie. Hy het so ver sy lewe op die lyn op die spel gesit, tot hy in 'n sekere stad by die naam van Betanië gekom het. En terwyl hy besig was daar om mense te genees, en die mense stryd gevang, en die mense wou hom doodmaak, as gevolg van die dinge wat hy gedoen het. Die Bybel sê, nadat die Here Jesus in die woestyn uit, vol van die Heilige Gees gekom het, leer die Bybel ons, dat terwyl hy, halleluja, in die sinagoge aangegaan het, was hy besig, daar so om te lees gedurende. Hy was lief om na die kerk toe te gaan, die sinagoge, as 'n ander woord vir die kerk. Die Here Jesus het van kleins af, die Bybel sê, toe hy 12 jaar oud was, het hulle saam met hom na 'n fees toe gegaan, wat genoem word die Hittefees. En hulle die Here Jesus in Jerusalem, het hulle hom vergeet. En terwyl hulle hom vergeet het, houers, val het hulle by, dat die kindje Jesus, as hy nie weer met hulle nie. En hulle begin rondkijk en vraag, waar is Jesus? En hulle draai daar om. En terwyl hulle omdraai, gaan soek hulle om en hulle kry hom, aan die sinagoge, aan die kerk. Hy is besig om te leer. Hy is besig om aan mense antwoorde wat hulle gehad het te antwoord. En hy stel hulle vraag. En die Bybel sê aan die skrifgeleerdes en die fariseërs, hulle was so verwonderd vir die wysheid wat die Here Jesus Christus gehad het op so 'n jong ouderdom. Die Bybel sê hy het hy groot geword. En die mense het hom gesê, die seun van Josef. Josef was sy pa was 'n timmerman. Hy was 'n man van carpentry. En Jesus het groot geword, net as 'n normale kind groot geword het. En sy pa het hom geleer om sekere dinge te kan doen. Sy ma het hom winkel toe gestuur byvoorbeeld. En sy pa het hom gesê met die hart skoon maak. Maar soos dat hy groot geword het, het sy pa begin leer. Wat is carpentry? Hoe om te werk met hout. En hy het hout gevat en hy begin tafeltjies saam met Josef te maak. En stoeltjies te maak en so aan. Maar die Here Jesus van ek en nie, daar is nie 'n verskil nie. Because die Bybel sê, net soos wat hy die seun van God was, so was hy ook die seun van die mens. Jy sien, as iemand anders wat beter medelee met jou kan hê vanmiddag, behalwe die Here Jesus nie. Because die seun van God het saam met die mens gewandel. Die Bybel sê, dat in die begin was die woord en die woord was by God. En die woord was God. En deur hierdie woord het alles bestaan. En sonder hierdie woord sou niks bestaan nie. En hierdie woord het gekom om die werke van die duisternis te kom verbreek. Hy het gekom om die Bybel van kant te maak, van die mens op 'n daaglikse basis so mislei. En mense staan op, en mense weet nie, wanneer hy opstaan, hoekom doen hy hierdie dinge? Hoekom sê hy daai goed? Waarom dink jy aan die tipe dinge? Halleluja! Because mense is gebore in 'n wêreld van sonde. Die Bybel sê, en die Here Jesus het aan hierdie spesifieke sinagoge gekom. En er was op 'n Sondag, soos wat hier is, 'n Sondag. En terwyl hy daar aangekom het,
kom kry die skrifgeleerdes, die man en die vrou wat werk in die tempel en die sinagoge aan. En die mense is daar besig. Maar al hierdie mense se midde is daar iemand wat 'n probleem het. Net soos baie van ons aan die gemeenskap en by mense loop, dan weet jy nie dat mense 'n probleem nie. Die mense lê aan 'n ding dag en nag. Hy staan op en hy binne die oggend. Hy gaan slaap en hy binne die nag. Hy loop en hy binne die week. Hy sê hy dan oor die weekend. Hy gaan saam en hy dan dorp toe. Hy gaan saam en hy dan kerk toe. Hy gaan saam en hy dan skool toe. Hy saam met hulle in die huwelike. Hy besbeef, kry vrou en trou. Hy kry kinders, maar hy dink bly nog steeds daar. Hy kan nie ontslaan raak van hierdie probleem. Hierdie ding wat hy van geboorte af het. Daai ding se naam is sonde. Maar hierdie spesifieke man, sê die Bybel het 'n hand gehad wat verdor was. 'n verdorde hand, sê baie van die predikers en baie van die skoliere van teologiese agtergrond sê hulle. Hulle sê dat sy hand wat so ingevou is. En met die hand kan jy letterlik niks doen. Jy het 'n volle arm, jy het 'n blauwe arm, jy het 'n arm, jy het 'n hand, jy het vingertjies, maar jy kan met die hand kan jy niks doen nie. Dat is selfs soos iemand wat in die lewe is. Hy staan op soos hy opstaan, jy gaan werk, hy bly by die huis. Jy gaan kerk toe, hy bly by die huis. Jy gaan skool toe, hy bly by die huis. Hy sit by hy probleem gaan nie weg nie. Hy gaan op die daaglikse routine, gaan jy verby, maar vir die man was het 'n ander storie. Die man het nie 'n lewe gehad as wat ek nie gehad het nie. Ek dink hierdie man het op het koppekool, het hy ook geleer van armoede. Dat mense vir hom klere bring en vir hom skoene gee en vir hom 'n brood moet skoop en vir hom, halleluja, 'n pakkie sop moet aanbring. Because hierdie man kon niks met hy hand doen nie. Jy sien wanneer ons begin aansoek doen vir werk, daar's baie dinge in die kolom, wat hulle jou vra daarso. Hulle vra wat is jou naam en jou van, hulle wil weet jou agtergrond, hulle wil weet jy matriek, hulle wil weet jy tertiary agtergrond, hulle wil al die dinge weet, dan kom maar 'n spesifieke kolom. Die kolom sê, het jy enige disabilities? Het jy enige disabilities? Sodat hulle kan weet, dat wanneer jy kom, het jou disability en nog nie, dat hulle spesiale plek en ruimte moet maak. Jy sien, dan begin mense jou so met different te treat as gevolg van jou disability. As mense jou sien, dan maak hulle so met die dieren toe, because hulle sien, jy kom die krepel aan. Das mense wat hulle hekke sluit, because hulle weet, jy bly die selle straat, en jy gaan hem kom lastig val. Jy sien, as mense wat toe in die lewe gaan, gebroken, as gevolg van hoe mense hulle treat. Mense treat hulle heel treatment. Nadat ons veronderstel is op ons eie broeders se wagters moet wees. Die Bybel sê toe Kain en Abel kom offer vir die Here. Abel het geoffer en die Here die offer aanvaar. Maar Kain het geoffer en die offer was nie geaanvaar nie. En die offer wat Kain geoffer het, Kain het die punt misgehad, wat God in gedagte gehad het, dan gaan die offer. As die lewe, as daar dinge wat die Here in belang stel, van ek en jy. Die Here stel belang in ons lewe. Hy stel nie belang in jou rykdom nie. Hy stel nie belang hoe arm jy is nie. Hy stel nie belang hoe sterk jy is nie. Hy stel nie belang hoe geleerd jy is nie. Hy stel nie belang hoe lang jy is nie. Hy stel nie belang hoe mooi jy is nie. Die Here stel nie belang of jy gladde hare het nie. Die Here stel nie belang of jy groen oë het nie. Die Here stel belang in jou verdorde hand. Jou verdorde hand is jou lewe wat vastgevang is in die greep van sonde. Die sondige toestand wat jy jouself vind, het die Here Jesus Christus voor kom sterwe. Die Bybel sê hy was gemarteld die hele nag, het hulle hom geslaan die hele nag tot die volgende dag toe. Hulle het hom gevat van Pontus tot Pilatus toe, van Caiaphas af. Almal het 'n reël gesoek om hom te kruisig. Die stel Here Jesus stel 'n vraag in die tempel. Hy vra vir hulle,
as dit gehoorloop om goed te doen op die Sabbat. Die Here Jesus wil weet, as dit verkeerd van my, om iets te wil doen, aan hierdie man, wat hier so sit, vir jare kom hy in hierdie tempel, en julle kyk kom, en julle kyk verby hom, en mense gaan so door die lewe, dat mense gedruk voel, en gestop voel, en voel dat niemand vir hom omgee nie. Ek het iets vir jou vanmiddag. Ek het baie goeie nuus vir jou. Die Bybel sê, en terwyl die Here Jesus hulle hierdie vraag stel, kyk jy hulle eerste, voordat hy die ding wil doen wat hy al reeds klaar gedoen het. Hy vraag vir hulle, is het geoorloof om goed te doen, of om sleg te doen, op die Sabbat? Is dit geoorloof vir 'n mens, om goed te doen, of om kwaad te doen? Die Here stel 'n vraag vanmiddag aan jou. Is dit vir jou geoorloof om goed te doen, of om kwaad te doen? Die Bybel sê vir jou wat dient om goed te doen, en dit is doen nie, vir jou, dit is sonde. As jy sê jy moet reg doen aan iemand, en jy doen dit nie, dit is sonde. Die Bybel leer ons, dat daar is 'n weg, wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan, is die veel van die dood. Daar is twee paaie, sê die Bybel. Hy sê dat daar is 'n noodpoort, en daar is 'n wye poort. Hy sê die noodpoort is smal, en dit lei na die ewigheid toe. En daar is 'n breë poort, wat baie op is, en die lei na die ewige verderf toe. Die Bybel sê, as jou naam in die boek van Openbaring gevind word, dat het nie geskrywe is in die boek van die lewe nie, gaan jy gevat word en gewerp word in 'n poel van vuur. En hierdie man kon die Here Jesus nie sien dat hy in 'n poel van vuur moet gewerp word, totdat hy 'n regverdige kans gekry het nie. En nadat hulle nie kon antwoord nie, omdat die Here hulle gedagtes geken het. Jy sien die Bybel sê, God ken die gedagtes wat hy aangaande ons koester, gedagtes van vrede en die gedagtes van onheil nie, om vir ons 'n hoopvolle toekoms te gee. Die Here ken jou gedagtes, hy weet wat gaan in jou kop en aan, die ding wat jy nie kan afsluit in die hand, wanneer jy gaan slaap nie, die ding wat jou so duister, wat jou lewe van jou so hel maak. Jy sien jou gedagtes is die grootste moordwapen wat elke mens het. Because in jou gedagtes worry hy, in jou gedagtes stress hy, in jou gedagtes sondig hy, in jou gedagtes beraam jy planne. Halleluja, maar die gedagtes ken die Here vanmiddag. Maar die Here sê, ek ken die gedagtes wat ek aangaande jou koester. Gedagtes van vrede en nie gedagtes van onheil nie. Jy sien as mense wat in inrigtinge ingaan, hulle gaan daar because die mense sê, hulle is sielkundig, hulle is mal. Hulle sê in hulle kop is hulle mal. Dis mense wat opstaan elke dag, dan staan praat jy met 'n paal. Mense weet nie hoe praat jy met 'n paal nie. Nou as gevolg van die ding, vat hulle natuurlik na 'n inrigting toe. En hulle dink dat as jy net daar hy plek is, dit gaan hy probleem wegvat. Maar ek het dis vir jou, die Here ken jou gedagtes. Jy sien die Bybel leer ons dat daar is 'n volle wapenrusting wat elke mens homself moet beklee, die boek van Efesiërs 6. Die Bybel sê, hy sê, dit is die helm van verlossing. Jy sien, as jy nie die helm van verlossing op jou kop het nie, op jou gedagtes het nie, dan kom die duiwel, dan maak hy 'n speelplek van jou gedagtes. Dan sit en vertel hy jou as jy getroud is, jou man is besig om te hoer, saam met die vrou daar by die werk. Jy sien, die gedagtes is so 'n lekker plek vir die duiwel. Hy gaan haast op en sê vir jou, niemand worry oor jou nie, vat dit toe en hang jouself. Jy sien, die gedagtes is so 'n plek vir die mens, dan die duiwel kom, dan kom hulle vertel jou, slaat jou broer dood, sodat jy alleenig die polis op die huis kan kry. Jy sien, die gedagtes is so vuil, halleluja, en is 'n plek vir die duiwel, om self 'n plek kom maak om in te speel, because die duiwel kan nie jou hart so baie kry nie, maar hy soek
jou gedagtes, because jou gedagtes vir hom is 'n plek wat hy jou hele lewe vir jou kan vat en vir jou kan bepaal en vir jou kan sê, dis hoe jy gaan wees, dis hoe dit vir almal gaan wees, vir jou kinders gaan wees, vir jou man gaan wees, vir die gemeenskap gaan wees, vir die straat gaan wees, vir almal gaan wees, because dit sit in jou gedagtes. God het hulle gedagtes geken. Hy het geweet hoe dat hulle dink. Hulle het gedink, as hy nou hierdie man moet kom genees, hoe gaan ons lyk in die mense se oë? Hulle gaan sê, die man het dan nie elke dag, die kom sit in die sinagoge, en ons kon hom nie help nie. Jy sien, daar is een van die mens, wat die sonde, om self kom leer het om te doen, en dit is om selfsugtig te wees, om selfish te wees, en selfishness is 'n ding wat later van tyd in afguns aan ontaard. En nadat jy in afguns ontaard, dan word dit jaloesie. En wanneer iemand jealous is op jou, dan sal hy sal ten mate gaan om jou dood te maak. En die mense se gedagtes het God geken. Het geweet hulle gedagtes as die rein. Dit van ons gedagtes baie keer nie rein is nie. Because ons wil dink wat ons wil dink, omdat ons selfish is. Ons dink nie vir een oomblik aan die gedagtes wat God aangaande ons koester nie. Ons vergeet dat daar is gedagtes wat nog by ons moet opkom. Goeie gedagtes, gedagtes om vir jou 'n toekoms te gee, gedagtes om vir jou, halleluja, 'n beter lewe te gee. Die Bybel sê dat die gedagtes wat God aangaande ons koester, gedagtes van vrede en die gedagtes van onheil nie. Jy sien die gedagtes van die Bybel is gedagtes van onheil, dis gedagtes van afgronde, dis gedagtes van dood, dis gedagtes van moer, dis gedagtes van steel, dis gedagtes van afbreuke, dis gedagtes wat nie reg is nie, dis duister gedagtes, dis gedagtes wat jy nou sommer, jy miskien kom het by jou op, wat dink sy van haarself, hoe kan sy wel 'n outfit aan het, wat dink hy van homself, hoe kom dink hy sy ry karre en hy beter as ek, dis die gedagtes, wat die duivel aan jou kop en sit, en hy wil jou laat bestaan, dat jy nie vrede moet hê met jou broer nie, en dat jy nie vrede moet lewe met almal nie, because die Bybel sê, lewe in vrede, so ver as wat het gaan tot by jou naaste, tot by jou vyand, jy moet in vrede lewe, maar God ken die gedagtes, wat hy aangaande jou koester, gedagtes van vrede, en die gedagtes van onheil nie, maar God het hulle gedagtes geken, en het gevoel dat die mense, het die goeie gedagtes nie, die skrifgeleerdes, het slegte gedagtes gehad, hulle wil hy man net so gehou het, met hy verdorde aan, tot wanneer hy doodgaan, dat hulle kan praat, dat is die begrafnis, van hoe hy daar met die sinagoge ingekom het, en hoe hy daar uitgegaan het, en wat hy alles gedoen het, met hy verdorde aan, met hy probleem, met hy seksgeeste, met hy hoergeest, met hy diefgeeste, met hy fyngeeste, met die geest van ongerechtigheid, dat hy die punt van die helse, met hy so 'n bietjie geeste, en dat die mense ons so gepraat het, van die man, because hulle wil hom daar gehoud het, hulle wil hom gehoud het, met hy verdorde hand, dat hy niks vir homself moest doen, dat hulle moest beter wees as hy, dat hulle vol, hulle hele lichaam gehaat het, dat hulle kon dinge doen, dat hulle moest gesien wees, maar die Jesus kom, en toe Jesus die man sien, met die verdorde hand, toe kyk Jesus na hom, en die Here Jesus sê vir hom, staan op, en terwyl hy opgestaan het, beveel die Here aan hierdie woorde, hy sê vir hom, steek jou hand uit, die Here sê vir jou voorbijige, steek jou probleem uit, steek hy probleem uit aan Jesus toe, moet nie sterwe by hy probleem nie, moet nie sterwe by hy haat nie, moet nie sterwe by hy jaloesie nie, moet nie sterwe by hy armoede nie, moet nie sterwe by hy hoergeest nie, moet nie sterwe by hy diefgeest nie, moet nie sterwe by hy prakkerig nie, moet nie sterwe nie, maar Jesus sê, steek uit, hoe jy vir jouself houd, hoe langer jy dit gaan hou vir jouself, gaan dit 'n probleem vir jou raak, en waar 'n hand te lang so bly, daar hy begin hy kankerselle te ontwikkel, en daar hy nou kanker gangrene, en daar met hulle arme hand afsitte, daar met die arme afsitte, en hy gangrene kan so ver gaan, as die hele lichaam, halleluja, en dan kan die hele lichaam infecteer, met kanker, moet jy met hy probleem sterwe nie,
moenie daar met my probeer loop nie. Die Bybel sê, en nadat hy sy hand uitgesteek het, en het geword net soos wat hy aan die hand gewees het. Jy sien die beeld van Jesus, as hy het gekom om alles te kom herstel, hy die Bybel vernietig het. Jesus het gekom om dinge reg te kom maak, wat verkeerd is met jou lewe. Jesus het gekom, halleluja, sodat jy lewe kan hê, en lewe in oorvloed. Jesus het gekom sodat jy kan genees word. Deur sy wonde het daar genesing gekom vir jou. Steek uit jou hande, steek uit jou probleme, jy hoef nie so te sterwe nie. Jesus het klaar gesterwe. Steek uit! Steek uit! Steek uit! Jy hoef nie so te gaan in jou lewe nie. Jy hoef nie so gebuk en te loop nie. Halleluja! Hy sê hulle daar kom sy met die probleme, sy met HIV, sy met die kanker, jy kom sy weer kom vra, jy kom sy weer kom beg. Halleluja, wat hulle kyk na jou. Halleluja, en hulle hier tot daar jy doetjie, sy die dieren maak die hekke toe. Halleluja, sit daar met die stelfone, maar Jesus het die bed gesê, Jesus het daar op toegegaan, en Jesus het gesê, staan op, en steek uit jou hande, die Here Jesus sê vir jou vanmiddag, steek uit jou hande, steek in die gedachte, die hart van jou, wat een moordkeel geword het, halleluja, die onveilige gedagtes, die lewe wat jy gevat het, en toe sê jy word nieuw gemaakt het, die hande van jou wat so stil, die lichaam van jou wat jy so gebruik, om drugs te gebruiken, halleluja, Jesus sê, steek uit. Kijk aan Jesus sê, mense vraag altyd, wat sê die Here aangaande hierdie dinge? Halleluja, blyf hulle God, dieselfde mens dat die toe hulle kom, dieselfde persoon, dat die toe hulle kom te help, wanneer hulle na Jesus toe kom, dan kom hulle en sê, halleluja, dis aan die hom, hoekom ek so is? Maak het nie vir jou, dis nie die Here nie, dis nie die plan van God, dat jy elke mens so moet lewe nie, dat jy elke mens so moet lewe nie, dat jy elke mens so getuine word nie, halleluja, dis nie die Here se plan, dis nie God se wil, dat die mens moet so leef nie, tot God die mens geskapen het die mens geskapen as sy beeld, volgens sy gelykenisse, halleluja, en die Bybel sê, God se stem, het saam met die mens geloop in die dag die tyd, en die Bybel sê, en die Here begin diere maak, en toe die diere maak, het die diere na Adam toegebring, en het by Adam gesê, jy, hulle name, halleluja, en die Bybel sê, wat hy dan gegaan het, halleluja, het God gesien, is nie goed, van mens dat hy alleen gestuur, halleluja, en God het die mens gevat, en het om in een diep slaap gesit, en die Bybel sê, halleluja, die hele eerste operatie is gewoon halleluja, die pijn van Eden, en die Bybel, halleluja, sê dat God in die kant van die man opgemaak het, en hy alle rupbeen uit, en hy maak die vrouwe, prijs die buiten van die Here, en hy maak die plek hier toe, en toe hy plek toegemaak het, en toe daar hem opstaan, en hy diep slaap uit, halleluja, toe bring God die vrou na hom toe, en toe daarom na kyk, toe sê hy is been van my been, halleluja, God het nie gesê, hy is my punching bag nie, God het nie gesê, die is jou toe skop trap, halleluja, God het nie gesê, die is nie wat jy moet klap nie, God het nie gesê, die is nie wat jy verkeerd moet trek nie, God het, halleluja, vir haar na hom toe gebring, en hy het gesê, hy is been van my been, en vir jou gaan het doen, mannen, het beteken vrou, en hy soos hierdie lewe gaan, as vrouwens gaan voor die lewe, hulle gaan gebukkend, hulle gaan gebreek, hulle gaan geklap, hulle gaan geslat, die lewe, maar God sê steek uit, God sê vanmiddag steek uit, hy sê nie hardloop weg nie, sê steek uit, God sê steek nie weg nie, sê steek uit, God sê moet jy nie gaan wegsteek achter die bome, in die huis toesluit in die kamer, hy sê steek uit. Jakobus 4 vers 8 sê nader tot God, en hy sal tot jou nader, maar God sê nie vir jou hardloop weg nie, hy sê steek uit. Hy dat God sê die gangsters jare terug, as hulle gebekleed het met iemand, dan hoor die een sê vir hy nie steek uit. Hy wil hy moet uitsteek sodat hy ook kan steek of kan seer maak, maar God sê nie steek uit sodat hy ook kan seer maak nie. Hy sê steek uit sodat hy jou kan genees. Hy sê steek uit sodat hy jou heel kan maak. Hy sê steek uit sodat hy jou gezond kan maak. Hy sê steek uit sodat hy jou nieuwe begin kan gee.
Die Bybel sê as iemand in Christus is, as hy 'n nuwe skepsel, al die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het goed geword. Hy wil die seun vrymaak, is waarlik vry. Halleluja, steek uit. Alles probeer, steek uit. Ideaal wat 'n probleem by 'n samkommaatjie gegaan en die dag gekom en die niks het reggekom, die steek uit na die Here. Die Here sê, waarom? Vandag as jy my stem hoor, vir 'n hart so hartie. Halleluja. Ek staan by die hartse deur en ek klop. As iemand my stem hoor, halleluja, maak die deur oop. Ek sal inkom saam met my Vader en ek sal saam met jou. Halleluja, bouw dit God se steek uit. Is nie hardloop, dis 'n steek uit. Die probleem van die mens is die mens hardloop weg van God af. Die Bybel sê die koninkryk van die hemel het nader gekom. Die koninkryk van die hemel het nie verder beweeg, die koninkryk van die hemel het nader gekom. God het nader gekom na die mens toe. Hy het nader gekom because die mens kan homself nie help nie. Die mens kan homself nie red nie. Die mens kan homself nie verlos nie. Die mens kan homself nie genees nie. Net God. God sê steek uit. Alabama downtown steek uit. Vir die weghardloop van God, die sê steek uit. As jy dink dat jou sonde is so purper of so skarlaken, sê die Here, kom, ek maak dit bitter as wol, ek maak dit bitter as steek uit. God is in die besigheid om mense se lewe, halleluja, se sondes te vergewe. Maak nie saak in wat die diepste put jy geval het nie. Maak nie saak hoe ver jy geval het in die lewe nie. Maak nie saak hoe lyk jy nie. Jy kan die ergste boemelaar is. Jy kan die mooiste, halleluja, hoeres van Alabama, God is steek uit. Kom vandag, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Sy vriendskap saam met Jesus. Steek uit. Baie eenvoudig, steek uit. Die Bybel sê en toe ek gedoen het wat die Here Jesus gesê het. As mense wat doen wat ander mense op ander ding wat die Bybel vir hulle sê, en dan gebeur daar niks nie. Die Bybel sê omdat die Here Jesus vir hom gesê het, staan op, het hy opgestaan. En toe die Here Jesus vir hom gesê het, steek uit jou hand, het het heel geword. Die Here is in die besigheid om mense heel te maak. Moenie jy dink dat die Here dink nie aan jou nie. Die Bybel sê selfs jy hare op jou kop is getel. Halleluja, jy het baie meer werd as baie mossies. Vanmiddag, steek uit. Jy hoef nie so te lewe nie. Jy hoef nie so aan te gaan nie. Jy moet in vrede lewe met almal, sê die Bybel. Selfs jou vyande, sê die Bybel, moet jy goed doen. Die Bybel sê jy moet nie kwaad met kwaad vergeld nie, maar jy moet kwaad met goed vergeld. Because sodoende gaan jy vuurige kole op die hoof van jou vyande pak. Steek uit. Onvergifnis is dit, steek uit. Infidelity, steek uit. Bybel sê die Here is regverdig. God is getrou en is regverdig om jou sonde te vergewe. As jy dit bely, dan sal hy jou reinig van al ongeregtigheid. Maar dit kos jy moet kom, steek uit. Maak nie saak hoe jy gaan maak vanmiddag nie. Maak nie saak hoe ver jy staan of waar jy my stem kan hoor, die steek uit. Ek het klaar gepreek, ek wil eenvoudigheid nodig gemaak. As jy voel vanmiddag, daar waar jy sit, daar waar jy staan, daar waar jy lê, daar waar jy die kar in sit, maak nie saak nie. Jy voel jy het gebed nodig. Jy voel redder waar ek kan nie. Ek het oral getrek, kan nie meer. Die Bybel sê my sê op jou insig vanmiddag. En vertrou die Here. Jy kan kom vanmiddag, ek wil saam met iemand bid. Ek wil saam met iemand bid vanmiddag. As jy voel jy wil die Here Jesus Christus aanneem as jou persoonlike zaligmaker ook, jy kan kom, ek wil saam met jou bid. Toe ek tot bekering gekom het, ek nie gehoor wie staan daar saam met my nie. Ek wil my bekeer. Ek soek nie meer hierdie lewe van sonde. I don't want it anymore. Ek soek 'n nuwe begin. Ek het ver geval in die lewe. Ek was 'n draakte nie. Ek het karre gestel op en gepak. Dankie my suster, die Here sien jou. Jy moet nie skaam wees nie. Steek uit. Die Bybel sê as jy jou gaan skaam op hierdie aarde vir die Here, die dag wanneer jy daar voorkom, gaan die Here homself skaam vir jou. En heiliglik nou as jy nie wil die Here erken of bely vir mense nie, dan gaan die Here jou ook nie bely vir die engele van die hemel nie. En God sê as jy invisible, steek uit. Steek uit. God sê steek uit. Laat genoeg dat jy met hierdie probleem geloop. Steek uit.
God soek vir jou, God soek, hy kom nader tot jou. Hy nader tot jou. Steek uit, hier's nou, jy kan kom. Amrobo sikabanda nabo sakatala labo saya. Kibanda labo sion dalabo sakatala lama saya. Patekay. Rion dalabo siye derebe dorebo saya. Dank u, Jesus, steek uit. Steek uit vanmiddag, steek uit. Moenie hardloop nie. Jy kan jou nergens weer kan steek nie. David sê, maak ek my bed in die hel, God is daar. Maak ek my bed boven die hemel, God is daar. Jy kan nergens weer hardloop nie. Steek uit. God sê steek uit. En nog een hand langer nie. Not one night more. God sê steek uit. Sister Vicky, kom help met. Rianda da bosaka talalama saya. Ribaba babo dororobosion. Ek was saam met die man, prins. Ek was saam met die man. Jesus, dan graag wat. Jalla. Ik heb gevolgd. Bloed van Jezus in de volk van jou. Bloed van Jezus in de volk. En in de naam van Jezus. Bloed 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 van Jezus. Graag van de hele verkeer. Breek nou. Breek die pijn van die macht. Vrij. Vrij. Vrij laten. Vrij laten. Salve. 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 Breek nou wat Jesus dan heb je. Jesus dan. Uit Satan. Uit. Jesus dan. Bloed van Jesus. Ja, los. Verwijder die bloed van Jesus. Bloed van Jesus. Bloed van Jesus. Salve. Oh, dank je, Heer. Jesus, no.
Jesus, no. If the legends are good, if you sign you, if you sign you, but Jesus, no. Jesus is my home. I stand. Up and down.
Amen. Prys die mooi naam van die Here. Kom ons sê die Here so lieflike prys. Dankie koning Jesus. Dankie vir dit wat jy gedoen het. Dankie vir die Vader dat jy opgekom het. En daar wat jy staan, kom ons ontvang die seën van die Here en ons sal in sy vrede. Nou mag die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus, die troostvolle gemeenskap wat sy soete Heilige Gees sê, bly met ons almal. En almal wat wagtend is op die koms van die Here Jesus, sê na my, amen. Amen. Prys die mooi naam van die Here. Kyk maar vir die poster van volgende week se openlig. Die Here sê u. Amen.